verskil. Ons elkeen beleef die Here regtig anders. Nie een van ons is dieselfde nie, omdat ons seisoene verskillend is. Maar tog ook, moet ons nie hierdie groot fout maak om te sê, maar ek kan myself vergelyk met my buurman of my buurvrou en hoe hulle die Here beleef nie. Ons kan dit nie doen nie, want hulle is heeltemal in 'n ander fase van hulle lewe en hulle geloof as wat ons is. So daarom kan ons sê dat ons elkeen se geloofsbelewenis uniek is. Ons elkeen se belewenis van God, ons elkeen se geloofsreis wat ons het met die Here, is uniek en is nie dieselfde nie. Maar tog ook, sê dit nie wie God is, omdat ons op 'n spesifieke manier glo en ons Here beleef nie. Dit gee nie God se identiteit, regtig wie hy volkome is. Want hy is wie hy is. Hoe sê in Exodus, ek is wie ek is. So al wat ons nodig het om te doen is regtig om te sê, maar Here, ek wil op reis gaan saam met U. En ek wil my unieke manier vind om te weet wat U kan beleef. En die reis waarin ek tans, die seisoen waarin ek tans myself beleef. So daarom wil ek nou saam blaai in 1 Timoteus 4 toe, waar dit ons vanoggend gaan lees, sommer ons een van die briewe. En ons gaan net 'n paar versies lees, vers 6 tot en met vers 9. En dit sê daarso vir ons, as jy hierdie dinge aan die broers voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Christus Jesus wees, wat jouself voed met die woorde van die geloof, en die goeie leer waarvan jy 'n aanhanger geword het. Maar van onheilige en sinlose verdigsels moet jy wegbly. Oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe. Om jou liggaam te oefen het wel 'n bietjie waarde, maar om in toewyding aan God te lewe het in alle opsigte groot waarde, want dit bevat 'n belofte van lewe vir nou en vir die toekoms. Dit is 'n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Maar ek wil net hierdie gedeelte uithaal in vers 7 wat sê, oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe. Oefen jou. Nou ek weet daar word baie keer gesê, ja, ons moet gaan oefen, want ons gaan dan gesond wees en ons gaan fiks wees. En party mense sodat hulle selfs die Komrades gaan hardloop oor 'n paar weke, maar dit is nou maar, dit is nie vir almal nie. Maar ons moet ons liggame oefen, dit is belangrik, die Here sê dit vir ons. Maar tog het ons nodig om ons geestelike lewe ook bietjie in te oefen. Sekere goed in te oefen, sodat ons die belewenis van God uniek kan beleef. Hoe hy met ons elkeen praat en met ons elkeen werk. Maar daarom wil ek bietjie kyk na die woordjie spiritualiteit. Nou ek weet nie of julle weet regtig wat die woord spiritualiteit beteken nie. Dit kan dalk baie keer so klink vir ons, maar ja, dit is so groot en so heilig. Dit is iets wat ek nie verstaan nie. En wie van ons verstaan regtig die woord spiritualiteit of wat dit eintlik net doen in ons lewens? Nou die definisie wat ek gelees het, sê vir ons die volgende, en ek hoop dit gaan bietjie meer dit in perspektief sit. Dit sê daar, dis die patroon waarvolgens jy jou lewe in God se teenwoordigheid inrig. Dit dui ook op hoe jy jou geloof beoefen en jou geloof en lewe integreer. So ons kan nie ons geloof en ons lewe eintlik wegtrek van mekaar of nie, dit is saam een ding. Ons geloof moet so ingekorporeer wees in ons lewe, dat dit eintlik begin 'n lewensritme vorm. Iets vorm wat ons daagliks doen, dit moet so belangrik wees vir ons, dat dit eintlik na 'n tweede natuur vir ons is om geloof te kan doen. Maar tog sukkel ons baie keer om dit regtig in te oefen en te weet wat ons geloof regtig is, of ons geloof kan uitleef. Maar eintlik meestals gaan dit oor om die Here se teenwoordigheid te gaan sit. Om by hom te wees en net hom te beleef. Want van daaruit wanneer ons so by hom sit, kry ons genoeg energie en genoeg krag om elke dag aan te pak. Kry ons die wysheid wat ons nodig het om uit te gaan en gesprekke met mense te hê oor wie God is. Om moeilike situasies te hanteer, want God maak ons sterk. Maar ons het nodig om by sy voete te gaan sit, in sy teenwoordigheid, sodat ons kan weet hoe om dit te hanteer, hoe om sekere goed te kan doen.
So dit is waar die hele ding inkom van ons moet ons geloof inoefen. Ons moet sekere goed inoefen om by die Here te gaan wees. Ons moet te gaan inoefen om hom te loof en prys en dat dit so 'n ritme vir ons word, dat dit 'n tweede natuur is. En dit is hoekom dit belangrik is waar ons nie so by die kerk by mekaar kom. Want ons weet dadelik van ons sê maar ons moet ons geloof inoefen, gaan dit vir ons moet kerk toe gaan, ons moet Bybel lees, ons moet bid, ons moet lofliedere sing, ons moet eer aan die Here bring, ons moet saam met medegelowiges tyd spandeer. En so kan ons getuig oor wat vir die Here in ons lewe kom doen. Dit is belangrik en is goed wat eintlik so natuurlik vir ons voorkom, wat ons is so groot gemaak van ons moet kerk toe kom, ons moet bid, ons moet Bybel lees, ons moet al hierdie goed doen. Maar dan tog die vraag weer eens, deur al hierdie goed, hoe beleef ek God? Hoe beleef ek hom sodat ek vol voel dat hy regtig teenwoordig is by my, voel dat ek genoeg energie het om uit te kan gaan en eer en lof aan hom te bring. Ek meen, wanneer ons hier so by mekaar is dit nou juist ook oor net lof en aanbidding. Ja, die woord is daar en die woord vat meeste van die erediens nog ons op, maar lof en aanbidding. In Psalm 135 vers 1 tot 3 sê ons dan juist ook, prys die Here, prys die naam van die Here, prys hom, dienaars van die Here, julle wat in die tempel van die Here staan, in die voorhowe van die tempel van ons God. Prys die Here, want die Here is goed, sing tot sy eer en sy lieflike naam. Is dit nie hoekom ons hier is nie? Sy naam groot te maak, sy naam te eer, om ons stemme te gebruik en lof aan hom te bring. Maar tog ook is dit nie vir almal om te sê, maar ons beleef God met sang en met ons hande oplig en om hier so in 'n kerk te sit en te luister na 'n boodskap nie. Ons elkeen is verskillend en ons beleef dit verskillend. En daarom is daar 4 punte wat ek graag wil uitlig oor hoe ons God kan beleef. 4 punte wat vir ons sê dat ons elkeen 'n unieke manier het hoe God met ons en deur ons werk, sodat ons meer in koneksie met hom kan wees. Dit help ons om nou naby aan hom te kom. En dit is waar ons onsself inoefen om meer en meer soos hy te kan wees. En ja, nie een van hierdie 4 gaan ons 100% reg kry nie. Want ons seisoene verskil, ons lewensomstandighede verskil. Maar tog deur dit weet ons dat dit wat ons gee en dit wat ons doen en dit wat ons beleef van God, is dit wat hy nou met ons wil deel. Waar hy nou met ons besig is. So daarom hierdie 4 en hierdie prentjies wys dit nog ons mooi vir ons. Eintlik is dit so in 'n sirkel met 'n kruis deur. Maar ek kan nie so mooi prentjie gekry het nie. Dis hoekom dit so is. Die hand en die voet wat een spiritualiteit vorm. Die hart, die kop en dan die siel of die mistiek, die gees wat ons dan ook het. So ons gaan elkeen 'n bietjie uitpak vanoggend en kyk daarna. En eers na die hand en die voet wat dan nou voorkom. Ons kan nou dadelik eintlik vir onsself sê waar die mense dan nou hulle self kategoriseer. Hierdie is mense wat besig is. Dis mense wat altyd betrokke is, altyd goed wil doen. Hulle is selfs mense wat graag funksies en projekte en sulke goed organiseer. En ons ken sulke mense in ons kerk en ons weet ook daar's 'n klomp so mense wat in die Bybel voorkom. Mense wat konstant besig was. Ons dink aan Martha wat besig was om goed reg te kry sodat die disippels en Jesus kon eet. En tog ook hierdie mense is ook mense wat konstant besig is en hulle word vinnig moeg want hulle het nie altyd die regte hulp nie. Hulle het nie altyd genoeg hande om te help nie. Ek bedoel, in ons kerk self kan ons net sê maar ons sien sulke mense wat altyd daar is om iemand anders dalk 'n lift te gee. Of altyd daar is bereid is om iemand te help en by te staan as hulle iets nodig het. Ons kyk ook so en ons sien die seer in die omgewing raak rondom ons en hierdie mense spesifiek is so daar, hulle wil net altyd help. Hulle wil altyd mense se las ligter maak. Maar dit is nie altyd noodwendig die toerusting of die goed om te help nie. Maar tog ook hierdie mense, hulle is die mense wat God beleef hier om te sien hoe ons ander mense kan help. Hoe ander mense deur ietsie kleins wat hulle ontvang, kry hulle traan want hulle sien die dankbaarheid op iemand se gesig. En hoe baie keer raak dit ons net nie as ons sien
dat ander mense dankbaar is, dalk net vir 'n stukkie brood nie. Of dankbaar is vir 'n kombers, of vir iets wat ons vir hulle gee, want die Here gee vir ons om te kan gee. En dis waar hierdie mense dan nou sê, maar ons beleef God op 'n manier waar ons iets kan doen met ons hande en ons voete. Die volgende spiritualiteit is dan net juist die hartspiritualiteit. En hierdie tipe van mense is dan nou mense juist wat voel. Mense wat diep in hulle binneste emosies beleef. Iemand sê, maar ek wil graag praat, ek wil graag vertel wat ek binnekant voel. Ek wil vertel hoe die Here met my gewerk het. Of ek wil vertel dit wat ek gesien het in ander mense se lewens gebeur. So dit gaan oor verhoudings, dit gaan oor kom ons sit by mekaar, kom ons gaan wees daar vir mekaar, maar meer ek is ingestel op my verhouding met God. Want as ek nie 'n verhouding met God het nie, kan ek nie uitgaan en 'n verskil gaan maak nie. Kan ek nie uitgaan en vir mense gaan bid en mense gaan aanraak nie. Nou hierdie mense, ek dink ons almal ken dalk so iemand, hulle is nie bang om iemand te gaan bid, selfs in die winkelsentrum of op die straat nie. Dit is spesifiek wat hierdie mense doen, want hulle voel, hulle moet dit nou doen, hulle moet nou die woord van die Here gaan uitdra, hulle moet nou 'n gebed doen vir iemand. Dis hoe hulle die Here beleef. Dis hoe hulle sê, maar ek weet Jesus is nou by my. Ek weet Jesus gebruik my. En hulle is so oorweldig met emosies, dat dit baie keer selfs in vorm van trane voorkom. Dat hulle huil oor goed, hierso waar hulle in kerk sit met musiek, of met 'n preek wat hulle roer, of iets wat hulle luister of lees, hulle voel dit in hulle harte. En ek dink ons kan nog ons rondgaan en sê, maar hierso is so mense in die kerk. Die Here het ons geseën met mense wat hartsmense is. Maar tog word hierdie mense baie keer gesien as mense wat te veel hulle hart op hulle mou dra, te emosioneel betrokke raak, of te erg en te diep en intens oor emosies en gevoelens praat. Maar tog is dit spesiaal om te sê, maar ons kan hierdie spiritualiteit uitleef. Want Jesus self was so gewees. Jesus self het diep en intens gevoel, as ons net dink aan Lazarus se dood. Hy het die pyn gevoel van die verlies van 'n vriend. En nou hy mense gesien het wat siek en seer was, hy het die pyn gevoel en het geweet dat God gaan help. Hy het geweet God is teenwoordig, hy het gevoel God gaan 'n verskil maak. So dit is wat die hartsmense dan nou is, en hulle is spesiale mense. Die volgende soort spiritualiteit is dan die kop-spiritualiteit. Nou dadelik dink ons, jy's kop, gedagtes, denke, logiese goed. Hier is ook mense wat van feite hou, goed moet georden wees, goed moet reg verloop. Nou ek ken dit ook as mense wat blou mense is of boksie mense is. Hulle is gestruktureerd, alles moet volgens 'n spesifieke ding of manier gaan. Nou ons ken ook so mense in ons kerk, en ons weet ook dat die Bybel ook so mense gehad. Mense wat spesifiek sekere goed gedoen het, feitelik gewys, en deur dit het hulle God beleef. Wanneer hulle ook so in 'n kerk sit, en sê hulle maar, daar moet spesifieke orde wees in die kerk, en dit is belangrik dat ons hierdie ordes volg, want dit is hoe ons God gaan beleef. Dit is hoe ons God kan eer en gaan loof en prys, want dit moet ordelik gebeur. En ons weet God is 'n God van orde. So hy het spesiaal hierdie mense geskep ook om te sê, maar hierdie mense gaan logies goed dink. Hulle gaan goed uitredeneer, hulle gaan praat oor die teks, hulle wil die teks hê dit verduidelik word. En so kom die Here en kom praat met ons, sodat ons hom kan beleef. En dan die vierde ene is juist die gees, die mystieke spiritualiteit. En hierdie is mense, is nog dieper mense as die hartsmense is. Hulle is meer ingestel as die hartsmense, meer ingestel om by Jesus se voete te gaan sit en te gaan luister na sy stem. En daar dink ons nou weer direk aan Maria wat by Jesus se voete gaan sit het. Maria wat haar sussie gelos het om besig te wees, wat haar hand in ander spiritualiteit uitgegee het om te dien, het sy gekies om by Jesus te gaan wees. Te gaan luister, regtig diep ingestel te wees, nie te worry oor al die ander geraas en chaos rondom haar nie. Maar regtig ingestel te wees op een ding, en is Jesus se stem. En hierdie mense is juist daar waar, hulle sê maar ons vat een teks en ons gaan dink daaroor.
Ons gaan sit en mediteer, ons gaan lees op, ons gaan probeer die teks verstaan, maar deur dit kom beleef ons die Here, want die teks maak sin. Soos wat ons vanoggend eintlik hierdie teks gelees het van, kom ons oefen onsself in ons geloof. Kan ons gaan sit en sê, maar wat beteken dit om te oefen? Wat beteken dit om ons geloof in te oefen en te sê, maar dit is so belangrik dat my gees eintlik geloofsfiks is. Dit is hoe die mense dit uitredeneer. En eintlik sal hulle hierso kom sit ook in 'n erediens en sê, maar ons wil rustigheid hê. Die kers wat ons aansteek ook in die oggende, help hulle om te fokus, help hulle om te sê, maar dit is wie die Here is. Dis waar ons op pad is. So, hulle wil nie 'n geraas rondom hulle hê nie, hulle soek die rustigheid van God se teenwoordigheid. Dis mense wat nie enigstens sal dit moeilik vind om in die bos te gaan sit of langs die see te gaan sit en net in stilte te wees nie. Ek weet wie van ons hou daarvan om in stilte te gaan sit en te sê, okay, Here, praat met my. Here, ek wil net kyk na hierdie natuur en ek wil U beleef. Ek wil in die rustigheid van my gedagtes en die rustigheid van my gemoed en my siel en my hart wil ek U kom beleef. En dis juist hierdie mense, hulle gaan sit net daar en hulle fokus op wie Jesus is. En dit is wat so mooi is van hierdie 4 spiritualiteit, as ons dit so saam kan vat, as om te sê, maar elkeen kom eintlik deel in ons elkeen se lewens. Ja, in 'n spesifieke seisoen waarin ons is, beleef ons een meer sterker as die ander een. Ons beleef Jesus meer in een tipe spiritualiteit in die seisoen waarin ons nou is, as in die vorige seisoen waarin ons was. En ons kan sê, maar die Here is teenwoordig en hy kom praat met ons en hy is besig met ons en hy is op reis saam met ons. So daarom, in ons elkeen se spiritualiteit kan ons sê, maar ons hunker na God. In ons elkeen se reis met die Here kan ons sê, maar Here, ons wil U beleef. Ons wil weet waar U betrokke is. Ons wil weet waar U ons kan gebruik, sodat ons U kan beleef. Want dis nie noodwendig waar ons net gaan en goed gaan doen nie. Maar die Here help ons om deur dit wat ons doen, daar waar ons betrokke is, kom maak hy homself aan ons bekend. Kom beleef ons hom, kom sien ons hom, en kom sê ons hom dankie vir dit wat hy doen. So daarom kan ons eintlik vanoggend sê, maar hierdie teks soos wat in Timoteus skryf van hoe hy gesê het, maar hy gaan preek en hy gaan daar wees vir mense en hy gaan omgee en hy gaan goed doen. Dit is sy een roeping, is om te gaan preek, om voor te loop en mense te gaan help. Hy het dit uitgeleef, hy het dit ingeoefen, want dit was dit wat God in sy lewe ingesit het, hoe hy sy lewe toegewy het aan God. So dan kom die vraag van, hoe by ons lewe toe, sodat ons eie unieke manier kan vind, hoe God rarig met ons praat, en ons God rarig beleef. Waar sal ons onsself kan sit? Want in die erediens is dit, ja, om 'n boodskap te ontvang. Bybelstudie ontvang ons 'n boodskap. Maar is dit ons manier hoe ons rarig die Here beleef? Of druk ons daai gedeelte weg, want ons wil nie so sterk die Here beleef nie. Nou ons moet dink dan, ons moet rarig gaan soek, ons moet by die Here gaan sit. Want hy wil met ons elkeen praat, hy wil hê ons moet ons eie unieke manier vind, om eer en lof aan hom te bring. Want saam met dit vorm ons 'n gemeente, vorm ons die liggaam van Christus, soos Efesiërs 4 vir ons sê. Ons vorm saam die kerk, wat lewe, soos wat Jesus wil ons moet lewe. So mag ons dit gaan soek, mag ons dit gaan kry, en mag ons dit gaan uitleef, om eer en lof aan hom te bring. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir hierdie woord wat vanoggend uitgegaan het. Ja, Here, dis dalk meer soos 'n lesing as 'n woord. Maar Here, kom werk in ons elkeen. Kom sê vir ons elkeen vanoggend waar ons spiritualiteit lê. Here, kom wys vir ons dat deur die manier hoe ons U beleef, gebruik U ons om in die koninkryk
'n verskil te maak. Gebruik U ons, Here, om uit te reik en te gaan getuig van die goedheid en die liefde. Maar so het, Here, kom trek U ons as gemeente nader om U liggaam te wees. Dankie vir dit, Here, dankie dat ons elke een van hierdie 4 spiritualiteite in ons gemeente ook het, Here. Want ons is U gemeente en U gebruik ons. So ons is so dankbaar vir dit, en ons wil deur dit U loof en prys en eer aan U bring. So ons sê vir U dankie. Ek bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Ek gaan nou geleentheid gee vir ons dankoffers om opgeneem te word. Dankie.